Amen. Vir 30 jaar was ek in misleiding gewees aangaande wedergeboorte. Alhoewel ek van baba af in die kerk groot geword het. Sondagskool, kinderkrans, KJV, aangeneem voorgestel, diaken, kerkbanke gedien, kerksrade gedien, en tot 'n aand, waar God se Gees my oortuig, dat ek besig is met godsdiens, maar ek is nie besig met God nie. En ek gedink het my saak met God is reg, waar my saak met God nie reg was nie. Beskoning, 30 jaar, dat die kerkraad en die predikant nie kon sien, wat my waarlike, wat my toestand van my gees is nie. Jy sien, wanneer Satan mislei, wanneer hierdie Leviathan gees mislei, dis 'n kragtige gees en jy kan hom net oorwin deur God Heilige Gees. En dis hoekom die Bybel vir ons sê in Johannes hoofstuk 16, die Gees van God sal jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. As God Heilige Gees nie kom en jou toestand openbaar maak aan jou nie, sal jy altyd in misleiding wees, alhoewel jy 'n gedaante het van God saligheid, maar daar's geen krag van die evangelie wat manifesteer in en deur jou lewe nie. Dis hartseer, né? Kom kerk, dis hartseer. Dis regtig hartseer. Dat mense sterwe en ons begrawe hulle en ons dink hulle het tot wedergeboorte gekom terwyl ons saak met God nie reg is nie. Ek kan nie lank besig hou hiermee, maar ek wil volgende vir jou sê, ons is besig met die reeks oor die heerlikheid van die Here, the presence of God, the glory of God within us. Die heerlikheid van God wat in en by ons is. Die heerlikheid van die Here wat in en by ons, met ander woorde, God se teenwoordigheid in en by jou. Nou Satan sal alles in sy vermoë doen om hierdie waarheid van jou al weg te hou. Ja, hy sal toelaat dat jy dit kan lees en dat jy dit in die intellek, met ander woorde in jou denke sal jy dit kan sê, ja, maar ek lees dit in die Bybel, die Here is in my en hy's by my. The presence of God is within us. En ons sal almal daaroor praat en ons sal sê, maar dit is so. Maar die realiteit, die werklikheid van hierdie waarheid, het nog nooit in jou gees gekom nie. Dit bly hier in die denke, maar nie in die gees nie. Want jy sien, kind van die Here, wanneer dit in jou gees kom, wanneer dit in jou gees openbaar gemaak word, dan verander dit jou denke. Dit verlig jou denke, en dis wat Dawid sê, in u lig sien ons die lig. En wanneer hierdie waarheid deurbreek in jou gees, en jou gees verlig jou denke, ons praat daarvan, dis openbaringskennis, jou denke word dan verlig, dan begin die voordeel, dan begin hierdie waarheid dat God in en by my is, dan begin die waarheid wat sê groter as hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is, dan begin dit te manifesteer in my lewe. Met ander woorde, nou begin ek die vrug van die waarheid, begin ek dan nou te eet. Ek begin dit te ontvang. Dit word my deel. Wanneer mense na my
kyk, dan sien hulle waarheid. Dan sê hulle maar, dit wat jy het, ek wil dit ook hê. Hoe kon jy loskom van daardie verslawing? Een aanraking, een openbaring van die verlosser, want hy is die verlosser, wat in jou is, verlos jou van daardie verslawing, of hy verlos jou van daardie armoede, of hy verlos jou van jou ellende. Jy sien, want hy wat in jou is, wanneer jy tot wedergeboorte kom, is God. En hy kom maak woning in my en jou, deur sy Gees. En dis wat ons van praat, dis die glorie, dis die heerlikheid van die Here. Nou kan wel God, die heerlikheid van God in my en in jou lewe, bring voorspoed. Ek gaan dit weer sê, die teenwoordigheid van God in my en in jou lewe, bring voorspoed. Julle hoor my nie. Die teenwoordigheid van God in my lewe, as hy kon woning maak in hierdie liggaam, met ander woorde in hierdie tempel, bring vir jou voorspoed. Ons gaan nie hoorders wees volgens van die woord, ons gaan daders word van die woord. Want jy sien, kind van die Here, as jy kan verstaan wie in jou is, dan is die gewer van alle rykdom, finansiëel, geestelik, liggaamlik, op alle gebiede, is joune. Is joune. Sien, dis die probleem, Satan hou ons weg van die waarheid. Hy hou ons in misleiding. Maar die heerlikheid van God in jou, bring vir jou voorspoed, dit doen iets vir jou. Dit breek die bande, dit breek die tekortkominge, dit breek die stopblokke, dit maak deure vir jou oop, die teenwoordigheid van God in jou, want jy is die draer van sy teenwoordigheid. Hy kan woning maak in jou, hy is by jou. Het jy al gehoor mense vra vir jou, wat gaan jy doen as jy eendag in die hemel kom? Dan hoor jy die godsdienstige geeste wat sê, wat deur mense praat, ons gaan hom aanbid, ons gaan neerval voor hom, en ons gaan sy voete soen, en ons gaan, maar my kind van die Here, hy is nou in jou. As jy tot wedergeboorte gekom het, deur God se Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en jy het gesê, ja Here, ek neem U aan as my saligmaker, ek het 'n verlosser nodig, Here, ek het 'n redder nodig, verskoning, my God, ek het U nodig, want uit myself uit kan ek my nie red nie, uit myself uit kan ek my nie goed laat voel nie, ek kan my nie beter maak nie. Here, ek het U nodig. Want ek vir jou volgens sê, kind van God is die kerk en die wedergebore kind van God moet die juk van misleiding afgooi, want die teenwoordigheid van God bring vir jou voorspoed. Jy sien, kind van die Here, wanneer die kerk dit begin verstaan, en wanneer die gelowiges dit begin verstaan, dat die heerlikheid van God in jou is, en dat dit vir jou voorspoed bring, sal jy agterkom, jy begin mense kos gee met 5 visies, met paar broodjies, en ewe skielik begin jy agterkom, die hemel en die koninkryk van God, wat die Here Jesus gesê het, laat U koninkryk kom soos in die hemel, so op die aarde, is besig om in en deur jou lewe te manifesteer. En ewe skielik verander jy
aan 'n ander mens. Dis wat die kerk nodig het. Dis wat die wedergebore kinders van God nodig het. Ons moet deurbreek en verstaan wie in ons is en wie by ons is. Kind van die Here, wanneer jy verstaan, die heerlikheid van die God bring vir jou voorspoed. Draai niet na iemand en sê vir hom of haar, hey, die teenwoordigheid van God in jou bring vir jou voorspoed. Nie gaan vir jou voorspoed bring nie, bring vir jou voorspoed. Kyk na iemand, sê dit, en verklaar dit kind van God. Dit is nodig dat ek en jy dit moet verstaan. Ek lees vir jou, en ek wil volgend uit 1 Kronieke hoofstuk 13 wil ek vir jou lees. 1 Kronieke hoofstuk 13. En ek dink gaan die hele hoofstuk lees is 14 verse. Want waar kan ek en jy 'n beter, mooi en 'n mooier voorbeeld kry as hierdie? In die Bybel is baie, maar hierdie is vir my, staan vir my uit. 1 Kronieke 13, ek lees vanaf vers 1. Die opskrif is, hy sê die ark word deur Dawid in die huis van Obed-Edom gesit. Nou die ark verwys na God se teenwoordigheid. Kyk vir my. Die ark van God verwys na God se teenwoordigheid. Goed, en Dawid het raad gehou met die owerstes oor 1000 en oor 100 en met elke bevelhebber. En Dawid het aan die hele vergadering van Israel gesê, as julle dit goed vind, met wie het hy gepraat? Hy het met die volk gepraat. Hy het met die owerstes, hy het met die ouens wat van belang is, het hy gepraat. En Dawid het aan die hele vergadering van Israel gesê, as julle dit goed vind, en dit van die Here ons God is, laat ons versprei en na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel en saam met hulle na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weiveld het en dat hulle by ons bymekaar moet kom en laat ons die ark, laat ons die teenwoordigheid, dis mooi, ark verwys na God se teenwoordigheid. En laat ons die ark, God se teenwoordigheid van ons God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie nagevra nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë van die volk. Sien, die volk het wat? Hulle wou die teenwoordigheid van God terug hê. Hulle wil God in hulle midde hê. Jy weet nou, dis Oud-testamenties. Oud-testamenties het God nog nie in die mens, na die val van Adam en Eva, het God nie meer in die mens gebly nie. Okay? So aan die ander woorde, sy teenwoordigheid was op die ark gewees. En nou sê die volk, hy sê, laat ons die teenwoordigheid van God terugbring onder die volk. Okay? Sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë van die hele volk. En Dawid het die hele Israel versamel van Sior in Egipte af tot by die ingang van Hamat, om die ark van God uit Kirjat Jearim te gaan haal. En daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na Baala, na Kirjat Jearim, wat aan Juda behoort, om daar vandaan op te bring die ark van God, die Here wat op die gerubstroon, waaroor die naam uitgeroep is. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer uit die huis van Abinadab en Isa en Achjo het die wa gedrywe. En Dawid en die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboeryne en sambale en trompette. Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Isa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel. En daarop het die toren van die Here ontvlam teen Isa. En hy het hom getref omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword omdat die Here 'n skeur aan Isa geskeur het, en daarom het hulle daar die plek genoem Peres Isa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Ek wil hê jy moet hoor wat sê Dawid.
En Dawid het na die dag van God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? En daarop het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom die Getiet. Nou luister vers 14. En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly 3 maande lank. En die Here het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het. Het daar 'n seën, ander woorde, het daar 'n blessing, het daar voorsiening, materialisties, geestelik, na die huis van Obed-Edom gekom. Het dit? Ja. Goed. Hy het dit net na sy huis toe gekom, of het dit na almal wat konneksie gehad het, of verbintenis gehad het met Obed-Edom, het dit na hulle toe ook gegaan. So aan ander woorde, toe die teenwoordigheid van God in die huis van Obed-Edom kom, toe begin daar 'n rivier van seëninge, van oorvloed vloei, uit sy huis uit, want die teenwoordigheid van God was in die huis van Obed-Edom gewees. So as ander woorde, as ek volgende dan 'n stelling maak en sê, die teenwoordigheid van God, die heerlikheid van God, bring vir jou voorspoed. Kom kerk. As u met die woord van God saamstem, dat die heerlikheid van God vir jou voorspoed bring, hoekom sit die gelowiges of die selfbelydende Christene, hoekom sit ons in soveel ellende? Hoekom sit ons in soveel armoede? Hoekom sit ons in soveel areas in ons lewens in ellende? Kyk na ons woongebiede. Hulle word geklassifiseer, hierdie is armoediges en hierdie is bietjie meer welgesteld en dis die welgesteldes en hierdie is die stinkrykies. So klassifiseer ons. Maar hier lees ek van 'n man met die naam van Obed-Edom. Toe die teenwoordigheid van God in sy huis ingebring word, toe kom daar 'n seën van God, toe manifesteer die rykdom van die koninkryk van God in die hierdie ou se huis. En almal wat met hom verbintenis het, skoon al sy kennisse, almal word geseën. Luister mooi, deur een man se huis. Deur een man se huis, Obed-Edom, die teenwoordigheid van God, die ark het in sy huis gekom. In ander woorde, as ons dan sê, ons is tot wedergeboorte, as ons dan sê, dat God kom woning maak het in my, ek is sy huis, ek is sy tempel, waar is die voorspoed, wat die teenwoordigheid van God dan in my en in jou lewe, en deur die kerk se lewe moet manifesteer? Sal u dan my saamstem? Daar is 'n onkunde, daar is 'n misleiding, laat die kerk die gelowiges, dat ons nie verstaan nie. Hoeveel keer het jy al gehoor dat sê, ja, daai pastoor praat net geld, en daai dominee praat net geld, of daai prediker praat net geld. Ek wil jou volgens sê, daar is maniere en maniere om oor geld te praat. Ek wil jou volgens sê, God ken my hart, as ek met jou praat oor geld, dan moet dit gaan omdat dit gaan oor jou, want as dit met jou goed gaan, gaan dit met hierdie bediening goed. Maar as dit met jou sleg gaan, gaan dit nie goed met die bediening nie.
Want die woord wat uit my mond uitkom, moet woorde wees en woorde van onderrig, moet woorde van lewe wees, wat jou uit die dood uithaal, wat jou uit armoede uithaal, wat jou uit ellende uithaal, wat jou uit jou maak nie saak wat dit uithaal, negativiteit uithaal nie. Nou, dit moet vir jou voorspoed bring, moet vir jou lewe bring. Sien, Obed-Edom, sy hele huis was geseënd, omdat die teenwoordigheid van God, the glory of God, within his house. Nuwe Testamenties is ek en jy sy huis. Amen. Amen. So met ander woorde, almal wat met my en jou verbintenis het, behoort wat? Geseënd te word. Hallo. Jy kind van die Here, die koninkryk van God, daar is nie armoede in die koninkryk nie. Dis hoekom die Here Jesus sê, soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, dan sal alles weer bygevoeg word. So, ons verstaan nie die koninkryk nie, ons verstaan nie die heerlikheid nie. Ons verstaan nie God se teenwoordigheid nie. Dis hoekom ons bly in ons ellende. Terwyl die Here Jesus Christus die vloek gebreek het aan die kruishout. Armoede is gebreek. Siekte is gebreek. Ouers, dood is gebreek. Hy het alles oorwin in die dood en in sy opstanding. En nou kom maak hy woning in jou, in my, in ons. So ander woorde, ons moet beginne toelaat dat die heerlikheid, die voordele wat ons bring, laat dit begin manifesteer in my en jou lewe. Hoor en praat ons. As jy dan kan hoor hoe praat kinders van God. Nie 'n kind van die Here, u en ek moet spreek lewe. Lewe en oorvloed. Uit ons mond uit moet kom woorde van gees en lewe. Jy moet sien hoe manifesteer, hoe maklik vat 'n godsdienstige gees aanstoot. Mense wat godsdienstigheid akkommodeer. Praat met as jy nie broers is, dit praat reg. Dit wat jy praat is nie reg nie. Praat dit. Praat wat God se woord sê. Dan wippel hulle en hulle loop. Sien, dis 'n godsdienstige gees. Satan haal hulle uit met aanstoot, want hy weet, wanneer hulle tot openbaring kom, wanneer hulle tot kennis kom, dat daar voorspoed kom, wanneer hulle openbaring kry van die heerlikheid van God in hulle lewe en deur hulle lewe, dan word sy werke verbreek. Sien, kind van die Here, die teenwoordigheid, die heerlikheid van die God, bring voorspoed. Dit bring, soos ek verlede week gesê het, dit bring 'n voortreffelike gees in jou. Jy is die dra van 'n voortreffelike gees, dis God Heilige Gees. En wanneer God Heilige Gees, luister mooi, wanneer God Heilige Gees kom woning maak in jou gees, dan word julle een gees. Kom, kyk. Wat sê Jesus? Hy sê, ek is in die Vader is my, ons is een. So ander woorde, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, dan het jy 'n voortreffelike gees. En nou word jou gees, word nou baie sensitief vir God se gees wat in jou is. Want as jy nie sensitief is vir God se gees wat in jou is nie, gaan jy nie sensitief wees wanneer hy met jou praat nie, en jy gaan mis. Jy mis dit wat hy vir jou sê, en omdat jy dit mis, tree jy nie met wysheid op nie, en omdat jy dan nie met wysheid optree nie, jy sien, dan lei jy skade. Dan lei jy skade, kind van God. Ek wil jou bemoedig vanoggend. Ek wil jou vanoggend bemoedig. Kind van die Here, kom ons word doeltreffend. Kom ons word doeltreffend. As ons kyk na Efesiërs hoofstuk 1, blaai saam met my na Efesiërs hoofstuk 1 toe. Efesiërs hoofstuk 1. Ek sê weer, die voordeel, die teenwoordigheid van God, bring voordeel vir die kind van God. OK? Efesiërs hoofstuk 1, kom ons lees vers 3. OK. Wat 'n voordeel bring dit vir my en jou?
Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hallo. Waarmee is jy nie geseënd nie? Jy is met alles geseënd. Jy is met alles geseënd, kind van God. As jy geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, in ander woorde, sy teenwoordigheid bring vir jou alle voorspoed. Alles, maar alles. Sien kind van God, daar moet 'n verandering kom, die Jesus Christus moet in my en jou lewe gestalte kry, sodat die volheid van God kan manifesteer in ons lewens. Kom ons lees vers 18. Vers 18 sê vir ons so, verlig die oë van julle verstand. Wat het ek in die begin gesê? Ek en jy het openbaring nodig, ons moet daai Leviathan gees uit ons lewe uitkry, en al hoe jy kan oorwin is deur God Heilige Gees. So ek en jy moet swaar leun op God Heilige Gees wat in en by ons is vir openbaring. Okay? Sodat jy verligte oë van die verstand kan kry. Kind van God, luister mooi, kyk vir my. God Heilige Gees bring die waarheid in jou gees. Jy verstaan mos jy ons as geesmens, né? Jy is ons gees, siel en liggaam. Nou die waarheid kom deur God se gees. Dit kom nie deur jou intellek nie. Dis dieselfde toe Petrus sê, maar u is waarlik, Jesus, u is die seun van God. Wat sê Jesus vir hom? Salig is jy Simon Bar-Jona, vlees en bloed. Met ander woorde, intellek het dit nie in jou openbaar gemaak nie. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit in jou openbaar gemaak. Nou kind van God, die voorspoed wat die heerlikheid bring, moet deur God se gees aan jou gees openbaar gemaak word. Nou bring hy die waarheid in jou gees en jou gees verlig jou denke. Okay? So dis wanneer jy verligte oë van die verstand kry. En totdat jy nie verligte oë van die verstand kry nie, gaan ek en jy sukkel. Dit is hoekom ons gebedslied, ag liewe Jesus, sien my arme sondaar, sien my aan. Here, ek is so swakkeling. Wat bely jy? Wat hoedanige gees is jy? Nommer 1, jy is nie meer 'n sondaar nie, want hy wat in jou is nie sondaar nie. Hy het jou vrygemaak van die sonde. En hy is een gees. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Niks sal jou skei van die liefde van God nie. Maar ek en jy moet verligte oë van die verstand kry, kind van God. Ons moet verligte oë van die verstand kry. En al hoe jy dit kan kry, is deur God Heilige Gees openbaring. Nou hoor wat sê hy. Hy sê verligte oë van jou verstand, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid. Kom kerk, liewe land, die rykdom van sy heerlikheid, die rykdom van sy teenwoordigheid. Wow. Kom geliefdes, Here help ons. Help ons. Vader, in Jesus naam, help ons. Help ons, dat ons verligte oë van die verstand kan kry, sodat ons die rykdom van sy heerlikheid, die rykdom van sy teenwoordigheid, ouers, dis jou erfdeel as wedergebore kind van God. Ouers, dis jou erfdeel. En wanneer jy sy teenwoordigheid het, wat gebeur? Voorspoed. Op alle gebiede. Op alle gebiede. Die koninkryk van God begin dit te manifesteer in en deur jou lewe. Die krag van die koninkryk van God begin dit te manifesteer. Die wysheid van die koninkryk van God begin dit te manifesteer. Jy word so doeltreffend in hierdie wêreld. Jy kleed die werke van Satan uit in die naam van Jesus. Wanneer sy heerlikheid jou tempel, jou lewe vul,
dan kom jy agter, iewes skielik het jy vrede. Kinders van God het nie vrede nie. Hulle is so onstabiel. Sien, ek en jy het nodig dat ek en jy God se vrede beleef. Jy sal begin rus vind, jy sal begin agterkom, maar jy kan God nie help nie. God wil nie, jy moet hom help nie. Kom kyk, God wil nie hê, jy moet hom help nie. Toe Isa, toe die wa struikel, die osse struikel, en Isa hou sy hand uit dat die heerlikheid van God nie moet val nie. Wat maak God met hom? Maak hom dood. God wil nie hê, jy moet hom help nie. Hy is God. Hy het jou so lief. Hy wil nommer 1 wees. Hy wil alles wees in jou lewe. In my lewe het ek ondervind, God beginne my met niks. Sodat ek nooit kan roem en kan sê, maar dis Gerry Prouwel nie. Dis God. It's always, it's God, always. Wanneer ek wil begin paniek, dan sê die Here vir my, wat is jou moeilikheid? Nou begin jy vrede kry, want jy weet, sy teenwoordigheid is in jou, sy teenwoordigheid is by jou, jy het vrede, ouens, want sy teenwoordigheid bring voorspoed, sy teenwoordigheid bring die brood op die tafel, bring die klere aan. Kind van God, ek wil jou volgens sê, wanneer jy die teenwoordigheid van God belewe, luister baie mooi. Gaan daar minder voorsieningkaartjies wees in jou beursie. Gaan daar minder Edgars kaartjies in jou beursie wees. Gaan daar minder kredietkaarte wees. Gaan daar minder en minder wees. Nou, want jy gaan verstaan, sy teenwoordigheid, nie die kredietkaart, nie Absa First National Bank nie. Nee, sy teenwoordigheid bring vir jou voorspoed, en hy voorsien in elke behoefte van jou. It is the presence of God, church, it's the presence of God, it's die heerlikheid van God, it's the glory of God within us and with us. Hoe groot is jou God, kind van die Here? How big is your God? Are your God able to supply all your needs? Yes, He is. Elohim, Jehovah is in staat om in elke behoefte van jou te voorsien. Kom ek sluit af. Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik. Sal jy saam my blaai na Genesis 39. Genesis 39. Ek moet vir jou voorbeelde gee, want jy sien die Bybel verdedig homself. Ek hoef nie die Bybel te verdedig nie. Verskoning. Genesis 39, lees vers 2 en vers 3. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien, en het hom aangestel oor sy hele huis. Kind van God, die man, die vrou, die seun en die dogter wat verstaan, dat die heerlikheid van God in en met jou is, gaan dinge voorspoedig uitvoer. En dit is onvermydelik, dat die dorp
dat die omgewing van jou kennis gaan neem. En onmiddellik gaan daar begin vir jou voordele wees. Want toe Josef, toe Potifar sien dat Josef, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit, toe kry hy guns. Wat sê Potifar? Hy sê die Here is met Josef. So aan die ander woorde, God se teenwoordigheid is met my en met jou. As met hierdie gemeente. God wil in elke gemeente van hom, wil hy wees. Maar ons laat hom nie toe om daar te wees nie. OK? Kom ons kyk in, en ek sluit af met Jesaja 60. Jesaja hoofstuk 60, lees nie saam, maar Jesaja hoofstuk 60. Ek lees dit. Want dit is so fantasties om te kan sien wat die heerlikheid van God in jou lewe vir jou doen. Dis wanneer jy verlief raak op God in jou en by jou. Sien kind van die Here, jy hoef nie eens in die hemel te kom of hemel toe te gaan om God te beleef nie. Jy belewe God nou. God wil ek en jy moet hom nou belewe. Want ek en jy moet 'n getuie wees vir hom. Ek en jy moet die lig en die sout van die wêreld wees. Hoe gaan ek en jy dit doen? Ouers, nie met ons teologie nie met ons no, it's all about the presence, the glory of God within us. Dis wat dit gaan doen. Kind van die Here, ek en jy het nodig om daai Leviathan gees, daai gees van misleiding, deur God se gees uit te klee uit ons lewe uit. Want ek en jy moet so verlief raak op sy teenwoordigheid. Wanneer mense na jou kyk, dan sien hulle God. Hulle sien die liefde van God. Hulle sien die liefde wat jy vir God het. Die liefde wat jy vir sy teenwoordigheid het. Oh Lord, help us. Jesaja 60 vers 5. Dan sal jy sien en straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word. Want die rykdom van die see, met ander woorde, dis die mensdom, die rykdom van die mensdom, gaan na jou toe oor. Die skatte van die nasies kom na jou toe. Het jy al gelees in die Bybel wat hy sê die godlose vergader vir die regverdige? Ja, gaan soek maar die teksvers, hy's daar. Nou kom ons lees vers 7. Al die klein vee van Kedar sal vir jou versamel word. Die ramme van Nebajot sal jou dien. Hulle kom as welgevallige offer op my altaar en ek sal my heerlike huis heerlik maak. Kom kind van God, asseblief, kyk vir my. Wat sê hy daar? Wat sê God deur sy profeet? Hy sê, kyk, ek sal my heerlike huis heerlik maak. So aan ander woorde, wie se huis vandag? Ek, nie hierdie gebou nie, ek. U is die huis van God. Nou wat sê God? Hy sê, hy sal sy huis heerlik maak. Hoe gaan hy dit maak? Met sy teenwoordigheid. God het kom woning maak in jou. Hy het jou geskapen na sy beeld. Hy het jou geskapen na sy gelykenis. Hy het jou gered deur die bloed van die lam. Hy het jou deur sy gees uit die dode uit laat opstaan, kind van God. En hy het kom woning maak in jou. En sy teenwoordigheid in en by jou bring vir jou voorspoed. Bring vir jou voorspoed, wat sê hy so, ek gaan dit weer lees. Hy sê, en hulle kom as welgevallige offer op my altaar, en ek, dis God, sal my heerlike huis heerlik maak. Dis nou nie meer die huis van Obed-Edom nie, nee, dis die huis van God, geliefdes. Wie is die huis van God? U en ek. Volgens maak ons almal saam, die gemeente, ja. Ons maak die onderlinge byeenkoms, maar wie is die huis van God? Ek, u. Hy wat tot wedergeboorte gekom het. Gevul met die heerlikheid van God, ouens. En dit bring voorspoed. En daarom, jou geestelike lewe, jou verhouding met God, jou kerk wees kan nie aangaan soos dit altyd aangegaan het nie. Nee, die voorspoed van God wil manifesteer in die my in jou lewe. Amen. Vers 11 en dan is ons klaar.
En jou poorte sal altyd deur oop staan. Luister, kind van God, luister na die woord. En jou poorte sal altyd deur oop staan. Hulle sal bedags of snags nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en hulle konings in triomftog. Kom kind, wat sê hy? Wat sê jou Bybel? God sê jou poorte gaan nie gesluit wees nie. Dit gaan dag en nag oop wees. Met ander woorde, hy sê dag en nag sal die seëninge van die Here na jou toe aankom. En God sal konings, hy sal van alle stande, sal hy mense laat kom en dit sal bring in jou boesem. God werk deur mense. Amen. God werk deur mense. Ek en jy hoef nie te bedel nie. Ek en jy hoef nie te skimp nie. Ek gaan sê dis the glory of God. Start to worship the glory of God and you will see the glory of God will draw prosperity unto you. Dis die Here, as hy dit nie doen nie, is dit alles te vergees. Ek en jy kan God nie help nie. Draai nie te iemand en sê, hey, jy kan God nie help nie. Kyk vir iemand sê dit, hey, jy kan God nie help nie. That's fine. Ek wil jou volgens sê, kind van die Here, ek en jy kan God nie help nie. Want Isa is doodgemaak omdat hy probeer het om God se teenwoordigheid te help. You and I need to worship, acknowledge, worship, love the presence of God. Ouers, die heerlikheid van die Here, ek en jy moet hom so lief hê. Ons moet hom loof, ons moet hom prys. Wat? Sy teenwoordigheid. Amen. Kom ons staan op ons voete. Kan jy volgende bietjie jou hande na die Here toe lig, sê, God, thank you for your presence. Lord, thank you for your presence. Father God, I worship you. Here, ek loof u vir u teenwoordigheid. Here, u heerlikheid. God is all about your glory this morning. Father, I pray in the mighty name of Jesus this morning. Lord, that we will see in your light, we will see the light. Lord, that we will see your glory. God, experience your glory. Here, ek bid u volgende. In die naam van Jesus, Vader, vir die deurbrake, vir doenemisbediening. En Here, elkeen met wie ons te doen kry, Here, dat ons die waarheid sal deurgee, my God. Here, dis u en u alleen, my God. Want al die lof en al die eer, Here, kom u toe. Waardig is u, o God. Waardig is u om te ontvang al die lof en al die eer en al die aanbidding. In Jesus mooi naam. Amen en amen. Amen. Kan ons die Here 'n lekker hande klap gee?